ons maar begin. Gaan jy vir ons 'n paar wyse gevleelde woorde aan die begin gee, Morney? Die wyse woorde is, ons het vandag vir Lourens by ons welkom. Baie Ons het 'n dankie. wyse man. Ja. Het hy sy huis op die rots gebou? Nee. Nee. Okay. Hy is besig om sy huis op te pak of sy tasse te pak ten minste. Ja, en weer uit te pak. En wie uit te pak. Ek het sê, Lourens is eintlik nie 'n vreemdeling vir ons gemeente nie. Lourens het soos back in the day het ons saam video's opgeneem tydens COVID, interaksie video's gemaak en interaksiedienste saamgehou. Ja, ek het al die gepreek ook, as En ek jy dit het nie mis het nie. Het jy? Oh, wow. Ja, ek was al op daar op julle kansel. O, jene, dis hoog, nee. Baie hoog. Dis baie hoog. Bo my firma. Is dit? Is dit die spontane ontbrandings wat daar so op die mat? Ja, julle het nou 'n was. aircon, so ons gaan nou right. Yes, is dit nou van? Ons het nie airkans nie. Nee, ons het net so Of 'n humidifier. Is Daai dit nee, lug daai wat jy hoor is 'n vloei? extractor fan. Dis Dit- extractor Hy fan. so ek dink dat my enigste logika was my sê hoekom ons extractor fans in die kerk het is op 'n stadium was daar te veel suurstof. Of te veel trekkers. Mense het nie genoeg uitgepas nie en ons het besluit ons gaan die extractor fans insit om suurstof uit te trek. O, Of wat okay. was die rede? Dit te doen gehad met die vloei. Was die kerk te stil? Die kerk was te stil. Ons het En- ons het white noise gekort. Maar die All ander noise ding is nou matters. met die dataprojektor wat daarvoor is, nê. Ja. Waar ek weet daar's mense wat kla oor die kruise wat nou toegemaak word deur die Mm. dataprojektor se skerm. Maar daai deel was oop gewees en die lig moes kon deurvloei soos 'n skoorsteen tipe situasie. En obviously nou wen die argitek altyd. En 2 Korintiërs 4:16 die argitek wen altyd. altyd. Toe maar julle, ek dit was is wat ons nou. sien by 8 oor vanoggend, Hoekom? maar na hierdie gesprekkie is ek okay. Is dit? Dink ek Dink jy vir my of ek baie moet weet om dit te wees? Nee, jy hoef Nee. Ek dink dit is die mees tegniese gesprek wat ons al gehad het. Ja, Was Goed. die afgelope 30 sekondes. is dit. Is dit. Okay, maar jy het gesê jy pak jou goed nou weer uit. Ja, so agtergrond, Yes. ek en my gesin is op pad Australië toe Ek vir en 2 my- maande. Yes, ja, jene. Ons het 'n e-pos uit die bloute uitgekry dat die Afrikaanse Kerk in Brisbane 'n nuwe gemeente geplant het. En hulle het iemand nodig om vir 2 maande die gemeente te kom bestuur om te kyk of Yes. hy op die been kan kom. Mm. So ons moes die 1 April daar gewees het, dis vandag die 14de. Oh, in die middel van die maand. Wat 2 So weke ons wag nog vir ons later. visums. Gaan hulle daarmee hulle 2 maande extend vir elke dag wat jy laat is? Of verloor jy? Gelukkig ja, want die probleem lê aan Australië se kant, so hulle kan nie regtig mou nie. Okay. So ons wag eenvoudig vir die visum, maar ons het nou geleer die time frame, die tydsraamwerk vir die visums is 3 weke tot 3 maande. Oh nee, dis baie. Ja. So Dit is uitstekend vir beplanning, né? ja, dis soos wonderlik. Jy het heeltyd jou Jy lewe sê 'n Afrikaanse kerk in Brisbane. So dit is dit dan nou dis nie Brisbane nie, dit is Brisbane. 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 Afrikaanse kerk in Brisbane. Ja, die Dis- afkondiging is die BAK, die Brisbane Afrikaanse Kerk. Bak. So, die bak. Hulle praat van bak. Die letterlik. bak. Ag lekker. Ja, Dit so ons klink is soos 'n baie bakplek. opgewonde, Okay. maar ons was meer opgewonde want ons het al ons tassies gepak en Ja. nou sien ons moet nog ons klere aantrek, so ons het weer stelselmatig uitgepak. En nou die goed skoon. So dit kan letterlik terwyl ons hier besig is kan die visas deurkom en dan moet ons môre vlieg. So Weet jy as hoe jy lank sit hy foonlyn daar? jy moet gaan dan sal ons jou verskoon. Dankie. Ja, Jy dit moet is Australië nou toe gaan. Ekskuus julle, ek moet Australië toe gaan. dit is nou 10:07, so dit kan eers weer môre deurkom. So ons kan nou maar rustig Okay, gesels. dis nou maar rustig gesels. Maar dis waar Okay. ons is op hierdie stadium, 'n bietjie gefrustreerd met blink oë, Yes. want ons weet dit kom, maar ons kan nie lekker Dit beplan klink soos die wanneer dit titel kom. van jou autobiografie daar. Bietjie gefrustreerd Met blink blink oë. Okay, ek, Dit moet 'n liedjie word. Ek gaan werk Ja, ek daar. gaan van 'n liedjie maak. Hoorie, as ons dit nou moet teologiseer. Ja. Nee. Ons moet seker een of Dit ander is tyd. ten minste Sondag tot Sondag. Ja. En oor Jesus wat in die woestyn in was, nadat hy gedoop is deur Johannes die Doper, volgens Markus 1. En jou preek van Sondag. En my preek van gister, Mm. wat okay, julle luister hierdie Woensdag, ons neem dit Ja, op 'n Maandag. Maandag. So hierdie tussenin spasies. Ek dink jy ervaar nou nogal iets daarvan. Ja. As jy wil kan ons bietjie, as jy gemaklik is Ja, daaroor, kan asseblief. ons bietjie oor hierdie gewag praat want
wat maak dit aan jou? Wat maak dit aan jy's by Verluise gemeente? Wat maak dit aan die gemeente so goed? Ja, Hoe werk dit? dit was aanvanklik 'n moeilike onderwerp want ek moes vanselfsprekend uit die preekreeks uitklim ensovoorts want ek sou nie hier wees nie en ons is 'n span. Ja. So ons moet 'n klomp goed rondskuif. Dis nog steeds rondgeskuif want ek kan nou aangaan met alles waarmee ek kan aangaan in die week, maar ek kan nie commit vir 'n Sondag nie. Ja. Want ek weet nie of ek Sondag of Vrydag hier is nie. So Jou tassies is by die kerk ook half gepak in Ja. terme van die werk daar. ja, alles is oorgegee 2 weke terug al. Want op hierdie stadium in ons gemeente, Johanet wat ons jeugwerker is op kraamverlof. So ek het 'n klomp goed bygekry terwyl sy op kraamverlof is. Nou ons het vir Roy wat 'n student is, hy's nou in sy finale jaar. So dit het 'n klomp bagasie minder gemaak want ek het met vrymoedigheid 'n klomp goed oorgegee. Ja. En dit intussen weer halfpad opgetel. Want hierdie kwartaal help ons nie met al die lang naweke nie. Ja. Nee, dit doen nie. So ons het nou ons tweede gister, ons tweede of Sondag, ons tweede disippelskap werkswinkel gehad. So ons wil nie die kinders vir 'n kwartaal los nie. So ons het so 2 ure Sondagskool sessies gehad nou in die laaste paar net om op te maak vir die lang Ja, want naweke. ons het nou gister gehad en nou is dit weer eers wanneer? Ja. Nou is dit eers vir die wegrapping. Oor 4 weke dink Die ek. wederkoms op. Letterlik. So dit was vir ons baie nice. Maar ek het nou alles oorgegee vir dit. Ja. So ek het half soos 'n passasier gevoel deur die Ja. proses. Ja. Ek kon 'n klomp goed doen en met 'n klomp goed help, maar ek kon dit nie dryf nie. Gister se Ja. paasangdiens moes myne gewees het. Wat ek oorgegee het omdat ek nie hier sou wees nie en Ja, toe moes en arme myself Roy daar. dit doen en ek dink Ja. dit was vir hom baie lekker en baie goed vir hom om dit ook te beleef. Maar ek het 'n stukkie skuldgevoel aan die een kant want Ja. ek het 'n klomp goed oorgegee en nou travel ek nou maar net saam Maar omdat daar's ons ook 'n gewoon stuk hier is. Genade dink ek van die gemeente. Absoluut. My Om te gemeente kan het dit sê dat ongelooflik julle hanteer. hoorie ons stuur jou. Ja. Wat wonderlik is. Ja. So met die heilige week wat nou aangebreek het, is daar iets wat heeltyd my kop ronddwaal en dis die wagtyd tussen Goeie Vrydag en Opstanding Ja. Sondag. Ja. Die feit dat ons weet die goeie nuus kom, Ja. maar partykeer is die wag moeiliker as wat ons Jeez. besef. Daai is jy iemand wat goed cope met om te wag? Ek is baie impulsief. So aan die een kant is wag okay, want ons het 'n bevestiging dat dit kom, Ja. maar aan die ander kant is ek iemand wat funksioneer onder druk. So weke waar daar niks gebeur nie, doen ek min. Okay. Weke wat besig is my kreatiwiteit so hoog is wat dit kan wees. So op Yes. hierdie stadium ek het nou laasweek besluit ek kan nie rondsit en wag nie. So ek gaan aan met wat ook al moet aangaan. Okay. Ja. Want ons kan eintlik heeltemal aangaan en dit môre net los omdat ek 'n span het wat dit kan dra. Ja. So aanvanklik was dit moeilik en ek dink dit gaan meer oor 'n teleurstelling as oor enigiets anders want ek's 'n prentjie mens ook so ek bou vir myself 'n klomp prentjies op, 'n klomp Ja. verwagtinge op. Ja. Ek het al planne vir Australië se Paasnaweek. Ja. Yes. Verstaan, want ek sou dit moes ja, doen. Ja, jy sou dit gedoen het. En yes. op hierdie stadium moes ek dit parkeer. En gelukkig daar was 'n kreatiewe spark, so ek kan dit nou hierdie week in oordenkings by ons inwerk. Ja, ja. En ek glo in egtheid in die bediening. So vandag se refleksie is oor wat Jesus in die tempel doen, oor hierdie verwagting wat hy het dat hy God moet beleef en dan kom hy daar en dan sien hy net blare. Dis hoekom hy die vyeboom vervloek. So op hierdie stadium is ek bang dat mense 'n advertensie by my kry en dan as hulle met my te doen kry, dan sal hulle teleurgesteld. So dit is die journey wat ek nou op is. So die heilige week grond my so 'n bietjie in hierdie tyd om ook iets van myself te beleef dat ek dalk nie oor my eie goed hoef te worry nie. Ek moet op God fokus. Ek dink daar's baie mense wat daai selfde issue het. Absoluut. Ek dink net in die samelewing is Ja. egtheid vandag want daar's juis soveel maniere om fake te kan wees Ja. en 'n Ja. masker op te kan sit. Ja, ja. Dat ek dink dan assume mense naderhand die fake identity wat jy skep. Veral dominees, né? Veral dominees. Ek dink ons preek baie maklik oor 'n klomp goed Ja. totdat ons dit self moet beleef. Mense Ek hulle werk verloor en sê ons hou net uit. Die Here sal sorg. Ja. Totdat jou vrou haar werk Ja, verloor exactly. en jy self moet wag. Ja. Of jy hierdie geleentheid kry en alles verander en die geleentheid jy moet 'n wag. bietjie wag. So vir my persoonlik in my eie Ja. reis is dit goed om dit te beleef Ja. want ons preek baie makliker goed waar ons nie 'n klou het nie. Ja. So ek dink daar's 'n leerproses en 'n groeiproses Ek in hierdie ding. By julle ook so is nie, maar en ook eintlik my teologie weet ek my teologie werk nie eintlik so nie, maar dit voel vir my keer op keer as ek oor 'n gedeelte moet preek of 'n tema moet preek, kry ek baie oefenplek
in die week Ja. om Ja. daai te kan Ja. inoefen. Dis hoekom ek altyd so opgewonde is vir Lydenstyd. Yes, nee. Here it comes. Jy wil preek oor lyding, kry jy? Kom ons. Dit is snaaks dat julle dit noem, Ja. want ek en Anja het so 'n paar dae terug 'n gesprek gehad daaroor. Want ons is nuuskierig oor wat mense se gesindheid in Australië is. Want ons gaan nie nou met Australiërs werk nie, ons gaan met 'n klomp Suid-Afrikaners in Australië Dit werk, is, want dit is ja. Afrikaanse kerk. So Ja, ons ja. is nuuskierig oor hoe hulle emosies lyk, wat hulle frustrasies is, want immigrasie bring 'n klomp goed wat ek dink nie ons besef nie. Ja. En nou is ons op pad Australië toe en dit kom nie. So ons beleef nie die frustrasies wat hulle beleef of wat hulle beleef het nie. Ja. Maar dit is nie net van kry 'n visa en gaan oor see nie. So selfs al weet ons is vir 2 maande, beleef ons 'n klomp goed wat ons nie gedink het ons gaan beleef nie. Ja. En dalk is dit 'n stukkie voorbereiding vir simpatie Vir die wat ons daai ja, kant gaan moet hê ja, met om hoe mense voel kan en sê die hoe, plek waar ja. mense is. So die Here werk definitief op interessante maniere met Vreemde mense. maniere. En ek dink deel van wat jy nou deurgaan, wanneer jy weet hierso's 'n groot toekomsding op die horison. Ek meen ek was deur dit terug 4-5 maande gelede toe ek die skuif hiernatoe gemaak het. Ja. En al is dit nou nie geografies Suid-Afrika en Australië nie, dit is vir my maar 2 ander wêrelde gewees. is. En iets wat ek mee gesukkel het daai tyd was catastrophizing. So jy aan die een kant wil jy dink aan al die goeie goed wat gaan kom, maar dan is daar so ook jy begin naderhand partykeer bietjie spiral van hoe dit ook aan die ander kant toe heeltemal verkeerd kan gaan. Wat maar ook want daar is ook 'n stuk angstigheid binne in die opgewondenheid. Ja. Wat ek dink nogal 'n realiteit is. En wat vir my opvallend is hoe dit geloofsbasics is wat in hierdie tyd eintlik ontbreek. Jy moet dit raak sien en oefen. Soos om in die oomblik te leef en nie skatte in die toekoms bymekaar te maak. Want ons Ja. is nie daar nie. Ja. Ons moet nou, Jy's ons moet nie nog survive hier nie, nou. ons moet nou floreer. Yes. So op 'n manier moet jy met die spanning kan werk om nou volledig jouself te wees. En jy kan nie nou leef vir die 2 maande in Australië nie. Ja. Ja. Ja, Want jy jy's moet nou geplant hier op 'n wees. plek en jy's nou nog hier. Yes. En Jy gaan jou nou lewe nog mors. gemeentelede. Presies, jy gaan die bediening mors Ja. as jy nou al leef met 'n stukkie afwagting vir wat daar gebeur. Dit sal Ja. kom, Wow. maar jy kan so vinnig in daai gat Dit trap. is Ja, dit sulke is goeie link wat mense nou daar maak is om te sê maar die woestyntyd is nie noodwendig die nêrens wees nie. Ja. Dit is jy moet in die Ja, jy's woestyn wees. aktief in die woestyn. Aktief in die woestyn. Ek meen Yes. as jy nou maar net dink aan Israel se verhaal, dit is waar meeste van hulle geloofs- en teologiese vorming gebeur het was Yes. in daai nêrens wees. Ja. Yes. Tydperk eintlik nie. En dan moet 'n mens daai kop skuif maak om te sê maar Oh, wow. dalk is die liminal space nie so liminal nie. Ja. Nee. En Want, dis en eintlik dis fascinerend want ons dink aan die woestyn as 'n dooie tyd. Dis 'n stukkie limbo, ons sit hier en wag Ja. en is afhanklik van God, maar in Openbaring as die draak kom in Openbaring 21, Yes. waarheen vlug die vrou? Woestyn toe. ja. Want sy weer is in die woestyn waar sy opgepas word. Sy weer is in die woestyn waar sy gevoed word. En dis 'n ongelooflike gewaarwording om te besef hierdie tyd waarin ons nou is, dis nie net 'n wagtyd nie. Dis 'n ongelooflike stukkie afhanklikheid want dit wys jou wie die Here is. Dit wys Ja. jou wie jy vir hom is. So dit is so mooi hoe teologie werklikheid word. Eintlik wanneer ons in die moeilikheid is. Ja. En hierdie moeilikheid is baie relatief want daar's mense met baie groter moeilikheid. Dit is so. Ja. Maar dis 'n stukkie dit is- frustrasie maar en ek dink dis dit maak hoekom nie af dit wat jy ervaar nie. ja, Want dis very Dis eg. real. Dit is Ja. eg, yes, maar ook relatief. Nee, ja. Ja. Wow. Ja, ons het hierdie podcast net so bietjie waar dit alles begin het, miskien net vir hom ek vertel. Dit is Sondag tot Sondag, waar ons eintlik maar in 'n gesprek geraak het van binne in ons werk en wat ons doen. Jy weet jy lewe vir die preek wat kom en dan is dit al verby en dan begin die volgende ding. Maar eintlik om te sê maar eintlik moet ons nie net die gesprek afsny nie. Ons moet eintlik bietjie herroep oor wat gebeur het in die week vooraf. Nou jy het nie hierdie Sondag was jy nie op stage nie of was jy? ek het drome gespeel, maar ek het nie sinvol gesê nie. Nee. Op 'n stage. maar eintlik ook is deel van dit net om bietjie te reflect. So ek gaan bietjie nou maar vir Pieter vra. Ja. Jy was nou laasweek was jy nou aan die woord gewees, sal ons nou maar sê, Yes. maar Ja. net bietjie deel hoe was jou week in die oploop na die diens toe? Laasweek was 'n besonderse rowwe week vir my.
Ek dink is met ons het bietjie van 'n opvanggame gespeel sodat ek hierdie week se gebedsbegeleiding kon opneem. Ja. So dit gedoen laasweek hierdie tyd en toe nou ek dink baie bedrywig gewees met Woensdag se opnames. So dit was 4 opnames gewees Woensdag wat ons gedoen het en nog Bybelstudie aangebied en ek het 'n counselling sessie gehad en nog goed geëdit. So dis 'n bedrywige week. Hierdie week lyk vir my rustiger, maar ek wil nie weer daar kom nie. So ek wil kyk dat ek al dit wat ek reeds gedoen kan doen, want ek dink hierdie digitale bediening van ons het 'n groot werklading op ons bygesit. Ja. Wat ek verskriklik geniet. Ek geniet die kreatiwiteit daarvan, maar dit is dis 'n tall order. Was daar Maar jy was net so besig laasweek. Ja, maar ek dink dit was bietjie meer gespasieerd want al is 'n mens besig met 'n klomp content, die main event voel maar nog steeds soos die Sondagpreek. Dit is so. Ja. En 'n mens se Al dis natuurlik van 'n predikante perspektief. Ja, so ja. Maar ek dink daar's baie sulke goed waar daar's die main event, jy lewe soontoe, jy lewe vir dit. Ja. En in 'n groot mate gaan die ander dae al verby. Jy is nie heeltemal teenwoordig nie. Ironies genoeg het laasweek se gebedsbegeleiding wat ek opgeneem het ek 2 goed gedoen oor eenvoud. Ja. En 'n klomp Bybeltekste wat juis praat oor eenvoud en daar was hierdie een amazing teks in Prediker gewees wat gesê het God het die mens goed geskep en toe die mens dit complicated gaan maak. Klomp goed bygevoeg, klomp onnodige goed gaan bysit. Ja. En dit was vir my so amazing om te dink, hier's hierdie wysheid wat oor die 2000 jaar oud is wat so relevant is vandag. Ja. Is dat God vir ons hierdie basic lewe kom gegee het wat goed genoeg moet wees en toe het ons dit kom opneek met 'n klomp onnodige goed wat ons net bysit. Dis so. Ek praat nou met 'n vriend wat ek vir my sê, hoorie maar mens speel jouself, ek dink so vorentoe, maar as jy dit na die nou toe vat, dan kan dit eintlik so mooi wees. Maar ek dink dis hoekom dit gebeur. Dit voel vir my of die basic die moeilikste is om te doen. Dit is. So dis makliker om bagasie op te laai. Hoe moeilik is dit vandag om net te eet? Nee, wat mag jy eet? Wat mag jy nie eet nie? Ja. Waar staan ons op melk? Is dit goed? Wat se melk? Wat se melk? Is dit almond? Is dit amandel, jy weet, is dit goed vir jou? Is dit sleg vir jou? Ja. Ek het nou die dag hoe het die oud gelei in hierdie proses om gemaak te word? Ja, en is vleis goed, is vleis sleg? Daar's nou 'n klomp mense wat nou net carnivore, maar die basiese goed soos jy sê, maar okay, seker meer as net wat jy eet en drink, maar dit het baie moeilik geraak vandag net om die normale goed te doen wat vir ons ek kan nou nie help as om te lag nie. Ek weet nie of julle al The Good Place gesien het nie. Maar iewers ek dink is dit 'n 3de of 'n 4de reeks, is dit 'n ding van wat hulle agterkom maar niemand kan na The Good Place toe gaan nie, want al die vrugte en goed wat gesource word is nie mooi organies nie, is ge-GMO, is gewattekaal en so hulle score sheet stel nie mooi op nie, so nou niemand kan Good Place. Laurens, jy is net vandag hier met al die antwoorde, nee. Yes. So voordat hy weggaan, kom ons laat ek net my hoed omdraai asseblief. Leeg melk. As jy mag melk. Okay, ons praat oor eenvoud. Ons het gepraat oor om in die nou te lewe. Hoe sal jy sê net op 'n praktiese punt lewe mense in eenvoud en in die nou binne in 'n wêreld wat groot goed het in die toekoms en baie staf wat aangaan wat ons vir onsself complicated gemaak het, net soos Laurens se 5 wenke vir lewe in die nou of eenvoud. Hier is die wat ons nou gaan gebruik vir dit. Ja, daar sê Laurens se 5 wenke. Ja, of as ons praat oor eenvoud, moet dit seker minder as 5 wees. Dit hoef nie 5 te wees. Nee, maar net 'n gedagtes vir dit. Yes. Ja, ek wonder baie keer daaroor, want dis tog waarop dit alles neerkom. Alles waarmee ons besig is, alles waaroor ons praat, eintlik alles waaroor ons sing, gaan oor egtheid. En ek dink dis die moeilikste ding om te doen, want as ek in die wêreld instap, is die een ding wat ek nie wil wees nie, baie keer om eg te wees, want
dan is dit wat seer maak as mense nie daai egtheid vat nie. Ja. So ek beleef in hierdie tyd dat afhanklikheid, ek dink ons besef nie altyd wat dit beteken om afhanklik te leef van God nie, want ons kan volgens ons 'n klomp goed self regkry. Ja. Ja. Dis hoekom ons gaan Ja. swat wat ons swat. Dis hoekom ons ry waarmee ons ry. Dis hoekom ons bly waar ons bly. Dis om okay te wees daar buite. Ja. Ons het nou die dag gaan vir 'n lang naweek. Ek weet nie of julle al by The Blythe was nie. In Silver Lakes. O, ek Dis Ja, 'n ja. estate met 'n fake my see. verwys. Oh, wow. Dit lyk okay. amazing. Incredible. Ja. Maar voor meeste van die huise staan daar city golfs. Ja. So toe ek daar rondloop, toe dink ek onmiddellik ons het hierdie status ding gehad van joh, die mense wat hier moet bly moet alles hê. Tog is dit nie die prentjie wat jy daar kry nie, want daar staan eenvoudige karre in hierdie ongelooflike blink estate. En die teenoorgestelde is ook waar. Partykeer ry jy verby 'n treurige ou huisie volgens ons en dan staan daar die blinkste kar daarvoor. Yes. Want mense sien nie jou huis nie, hulle sien jou kar. Ja. So ons kan baie keer die verkeerde ingesteldheid hê oor hoe ons oor onsself dink. So ek beleef in hierdie tyd dat om eenvoudig te leef 'n stukkie afhanklikheid vra Okay. en ons besef nie wat dit beteken om afhanklik te leef nie. Om vanaand wat ons nou beleef te sê môreoggend gaan die wisums hier wees. Ja. En môre met 'n blink oogie daar voor die rekenaar gaan sit en sê liefie die wisums is nie vandag hier nie. Ons moet maar weer vandag Vandag aangaan. gaan ons aan. Dan moet jy sê, Here, ek moet nou iemand gaan sien, maar ek is nie nou op 'n plek waar ek iemand moet gaan sien nie. Ek moet nou iemand gaan help met huweliksbegeleiding, maar ek is nie eens op 'n plek waar ek myself kan help nie. Ja. So wees vandag my woorde, Ja. want ek Ja. het nie woorde nie. Ja. Ek moet vandag 'n oordenking skryf en eintlik wil ek net in die bed bly, want my eie lewe is nie op 'n plek waar ek dit wil hê nie. So ek dink almal van ons moet elke dag op een of ander manier teruggryp na afhanklikheid. Selfs wanneer dit met ons goed gaan, hè, want dis wanneer ons dit die maklikste los. So dis nie 5 goed nie, maar ek dink dis die moeilikste ding. Ja. Ek dink dis die moeilikste ding wat ons kan doen. Come on. Is om Lawrence, ten 5 spyte van- stapplannen, 5 stapplanne. Okay, skryf neer. Nommer 1, ChatGPT gou vir ons 5 goedjies. Verkoop al jou Ja, dankie. besittings. Dankie vir dalk is dit die antwoord, nê? Nee? Ja. Nee. Of Dit actually wat of Jesus jy dit eintlik nog die hele ja. tyd vir ons Ja. sê. Want hoekom is ons so angstig oor Australië wat nie gebeur nie? Is Oor 'n klomp goed wat oor die hier in plek staff. moet wees. Iemand moet Ja. vir 2 maande in ons huis bly. Yes. Ons karre moet vir 2 maande in die garage staan. En jy word 'n slaaf van jou besittings, nee. Absoluut. Ja. Absoluut. Wat jy nou gesê het van afhanklikheid en ek dink baie keer ons bet op onsself hopeloos te veel. Ja. Jy gaan en jy kyk, weet jy wat? Jy kyk vir daai graad wat teen die muur hang en jy sê ek het hierdie graad, vandag kan ek preek. Ek weet baie meer oor hierdie ding as die meeste van die mense hier, so ek is alright. En die oomblik wat jy op jouself bet, nie net in terme van jou besittings nie, maar in terme van jou intellek of jou energie of jou wat ook al jy daai kom ons noem dit maar wat dit is, ego. En dan besef jy hoe fragile dit kan raak. Ons het gister gaan golf speel. Nou as jy wil nederig word, gaan speel golf. En jy nou dit is op die driving range voor die tyd om op te warm. En ek slaan hierdie stunning drywe nê. Dit gaan net. Jy weet perfek reguit 250 meter drywe en ek is soos vandag is my dag, dis my game. Eerste 3 gate bars ek slaan die drywer, hy val net so 3 meter voor my. En ek dink by myself, maar ek het nie daai selfde attitude en ego gehad toe ek op die driving range was nie. Maar toe bet ek op myself en op die baan val dit net uit. Yes. Net soos heeltemal uit mekaar uit. Ja. Naderhand begin jy dan super weer twyfel in jouself en jy bære die stokke en jy sê weet jy wat, ek is nie 'n eenhout vandag nie, ek is maar 'n 6-yster en ek gaan nou maar met die 6-yster speel en dan raak jy nou weer heeltemal insecure. En ek dink een van die challenges is om daai balans te vind tussen om genoeg in jouself te glo dat jy nie in insecurities inval nie, maar om ook nie so op jouself te bet dat jy heeltemal afhanklikheid verloor nie. Maar ek dink dit gaan nog verder as dit, want jy kan goeie golf speel sonder om golf te geniet op 'n stadium. Verstaan, selfs daai dag wat jy golf al hoe beter word. Jy wil die volgende hou beter slaan as dit. So op 'n stadium besef jy geniet eintlik nou glad nie wat jy doen nie, want jy is in jou eie kop oor hoe goed dit moet gaan. Ja. So selfs op die goeie dae kan jy die liefde vir die game verloor en ek dink dis hoe die lewe werk. Ja.
Ons praat glad nie oor golf Ek nie, wou hoor. ek wou nou Ja. ek wou net gou daar interject, maar ek wou so dankie dat jy ingekom het, Lourens, want ek wou nie na sy emosionele vertoë sê, kan jy dit asseblief vir my in kettlebell en burpee metafoor? Hierdie metafoor werk net vir 'n baie klein gedeelte van die samelewing. Ja, nee, ons praat glad nie oor golf nie, maar ons praat oor die lewe. Ja. Okay. Nee, dis mooi. Jene, dit is jy het gesê dis Heilige Week. Ons kyk na Sondag en ook Vrydag wat kom. Ja. Wat berei jy voor? Dit is nou ek het actually heel naweek nou gedink oor die Vrydag en Sondag, nie eintlik as twee goed nie, maar as Maar as 'n eenheid. as 'n eenheid eintlik, en iets wat ek in die belydenisskas oor of verbintenisgroep oor gesels het gister. Hy het sy is- oë gerol, ek wil net vir dit. Is dat ek dink ons het hierdie gesegde, hierdie sê ding, Jesus het gesterf vir my sondes. En ek het daai ding het by my gebly ter voorbereiding van Vrydag, Ja. maar ek is eintlik so bly dat ek Vrydag en Sondag kan gesels, want Ek ook, dit gee my 'n breek, baie dankie. nee, want ek dink deel van die gesprek wat ek wil aanspreek is om te sê maar Jesus het gelewe, gesterf en opgestaan Ja, vir my lewe. ja. Om die taal bietjie uit te daag. Jene, ekskuus, ek wil net gou in die oomblik die episode kom so mooi by mekaar. Maar ja, ek wil die gesprek groter oopmaak Ja. om te sê maar dis nie Goeie Vrydag en Opstanding Sondag nie. Ja, dit is die dae wat ons iets herdenk, maar ons moenie die lewe van Jesus Ja, half uit die oog uit verloor nie. Maar eintlik vir my is die uitdaging dan nou eintlik om te sê maar hoe val ons nie in die trap om net elke jaar in hierdie yes, Kerkjaarroutines Jesus het goed. gesterf. ja, dit Daai, is- maar Jesus en- het opgestaan. En ook die om bietjie meer rou en eerlik te raak oor hierdie eufemismes. Ja, Jesus was vermoor. ja. Nie En hierdie- politiek geassassinate. Ja, dit was nie hierdie Tony Stark oomblik aan die einde van Avengers Endgame Nee. van Nee, ek wat myself hierso gaan ja. jy weet doodmaak om ander Ja. te red nie. Dit was eintlik ook die menslikheid daarvan, want een van die groot temas wat ek baie van gehou het spesifiek in lydingstyd is hoe lyding ons aan Christus verbind. En dat die lyding nie net die kruis is nie, die lyding is die hele menslikheid van Christus. Yes. En om die hele storie eintlik na te kyk deur die lens van die kruis. So dit is in kort waarna toe my gedagtes gaan verson. Maar waarmee julle my vandag help is, dit klink vir my alles soos 'n keuse. Ja. As jy op die pad ry en jou enigste doel is om die reëls te volg en die potholes te vermy, is al wat jy gaan sien is stopstrate en die potholes waarin Ja. jy nie mag. Ja, ja. En as jy Ja, by die huis kom ja. en Anja sê vir jou, het jy gesien hoe mooi was die sonneblomme daar langs die pad, dan gaan jy sê, wat is sonneblomme? Ja, Mm. presies. Want ek het op die potholes gefokus. Yes. Nou lydingstyd kan vir my dieselfde word. Oor die dood en my eie swakheid. Ja. Maar ons vergeet dat dis Goeie Vrydag. Dis nie slegte Vrydag exactly, nie. Ja. En dit gaan oor 'n ingesteldheid en ek dink dit is waar vir enigiets in die lewe. Wel, dis waar vir die woestyn. Want Ja, dis nie precies. net sand nie, daar is beautiful lewe Ja. in die woestyn. Daar's een fout in die woestyn. Ja, daar's een fout in die Dis woestyn. sand en dis lig. Yes. En ek meen wat meer het die ouens nodig gehad, jy weet in daai tyd. En Dit was genoeg vir Israel. Ja. Ek meen ja, hulle het baie gekla, maar maar tog het hulle geleef daar. Ja. Yes. Ja. En ek dink dat ons eie skuld is om dit anders beleef, want ons fokus op die goed wat ons kan beheer. Ek meen ons fokus op die potholes want ek kan om hom ry. Ja. Dis hoekom ek daarop fokus. Ek het nie 'n saak met die sonneblomme nie, want dit het eintlik niks met my uit te waai nie. En ons lewens kan so vinnig bagasie kry omdat ons fokus op dit wat ek kan regkry, dit wat Ja. ek kan doen, terwyl veral lydingstyd dis 'n terugsit oomblik om te sê dis wat die Here gedoen het. Ek kan leef omdat hy leef. Ja. Ja. Nie omdat ek 'n klomp goed reg gedoen het en toe kon ek voor gaan staan daar by die kruis nie. Ongeag al die potholes waardeur ek gery het, is Ja. hierdie my storie ook. En ek dink dit is 'n manier om ons te humble aan die een kant. Ja. En ook Dit is- om ons te bemagtig. Presies. Dit moet al twee kante hê. Ja. Dit moet die dood en die opstanding hê. Ja. Anders is lydingstyd
nie leidingstyd Ja. nie. So dalk moet ons mekaar herinner dat ons moet fokus op dit wat mooi is. Maar dankie Lourens dat jy ingekom het Yes, dit vandag. is 'n voorreg om Plesier, dit was lekker om saam met julle te kuier. Ja, baie dankie. Ons hoop jou visums kom wanneer dit moet kom. Dankie, dis nou 'n mooi Wat moet antwoord. gebeur sal Sal gebeur. Maar dankie. Ja, dit is wonderlik dat jy gedeel het en baie seën op hierdie proses vir julle. vir Dankie, jou en ons vir gaan dit Anja en vlog, vir so as Luca. julle dit wil volg, is julle For baie sure, welkom om asseblief. Ons sal te ons sien sal wat dit daar Jy nie. weet hoe jy as jy 'n parkrun gaan doen of gaan gym en jy dit nie op jou horlosie getrek nie, het dit gebeur. Net soos wat as jy nie hierdie gaan vlog nie, het Ja, dit gebeur. exactly. So daar's Ja. eintlik 'n verskeidelde agenda. Ek moet kom verslag doen oor wat ons daar doen Okay. en ek weet nie hoe ek hierdie ervarings op papier gaan sit nie. Wel, dis nie meer verskeil nie. Dis nie meer style nie en nou het jy sommer 'n hoek hierso in. Jy kan Lourens se reis gaan volg. Ons sal Ja. dit weer 'n bietjie post. Wat is die wat was nou weer ek het nou vergeet. Wat is die naam van die reis van iets van Blinkoog? Ek het nou Wat het jy nou ja. Moedeloos met blink oë. Moedeloos met Blinkoog. 'n Reis na Australië. Nou okay. Nice. Dankie julle. Dankie. Dat was hy.